Hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Nou gaan jy sien dat hier's 'n bassein, 'n enkelvoud bassein, dis nie 7 basseine nie, en in Openbaring 19 vers 11 tot 21, is daar 'n groot bassein wat geblaas word. Hoekom? Dis waar die 1/3 van Israel gered gaan word. Die Engelse Bybel sê, the remnant of Israel. Dit was my doktorale verhandeling vir my doktorale graad, klompie jare gelede. Hy sê, ek wil net weer lees, en kyk, ek apostel Paulus deel julle, naamlik die bruid, wie bruid is, 'n verborgenheid mee. Ons, naamlik die bruid van Jahshua, sal wel nie almal ontslaap nie, ons sal nie sterf nie, maar ons sal wel almal verander word. Dis sekerlik duidelik. Hy sê hy, vers 52, in 'n oogwink, in 'n oomblik, by die laaste bassein, enkelvoud vir die bruid. Hy roep hulle. Nie 7 basseine nie, want die bassein enkelvoud sal weer klink, luister mooi, net vir die bruid van Jahshua, of vir die oues wat glo Jesus Christus, tydens sy wederkoms of parousia vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22. Nou weer 'n keer, hoekom Openbaring 3:22? Dis die einde van die genade tydperk. Ek vra vir pastore en predikante en dokters en professors, Efesa, Smyrna, Pergamus, Sitaris, Philadelphia, Sardes, Sardis, Philadelphia, ons kom by Laodicense. Elke kerk word vervang met 'n volgende kerk. Efese met Smyrna, Smyrna met Pergamus. En die 7de gemeente van Laodicense, wat vervang hom? Wat vervang die 7de gemeente van Laodicense? Maklik, die groot verdrukking. Nadat die genade tydperk tot sy einde gekom het, gaan die groot verdrukking aanbreek. Hoekom? Want die bruid is in die hemel in. Dis nie wegraping nie, wederkoms parousia. So wat gebeur? 'n Bassein, wat net vir die bruid van Jahshua, tydens sy wederkoms of parousia vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 23, en die geredde Jode sal onverganklik, as daar van die geredde Jode is wat bruid is, sal onverganklik opgewerk word. Dit verwys na 'n geestelike, verheerlikte liggaam, wat opgewek sal word. Wat word opgewek? Nie my vlees nie, my gees. Daar moet 'n verheerlikte liggaam wees. Want 'n siel en 'n gees kan nie funksioneer sonder 'n verheerlikte liggaam nie. Het jy geweet dat die sondaars, wat in die doodryk vasgehou word, op daai tydperk, vir nog 7 jaar en 105 dae, hulle gaan ook verheerlikte liggame kry? Natuurlik, by Openbaring 20 vers 11, by die wit troon oordeel. Want daai siel en gees wat in die doodryk is, hy moet natuurlik nou in 'n liggaam kom, waar hy pyn kan voel. Verstaan ons dit? So, wat gaan gebeur? Hulle gaan ook verheerlikte liggame kry. Maar nie op dieselfde tyd as die bruid nie. Nie as dieselfde tyd as die bruid nie. Kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Dis 'n boek wat ek jare terug geskryf het. 25 jaar navorsing gedoen, net aan die boek Openbaring, voor ek hom geskryf het.